Goeiemôre almal, Dinsdagoggend, dit is die 3de Maart, jaar 2026. Lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend wil ek so 'n bietjie gesels oor algemene openbaring. Ek het 'n boek hier in my boekrak, die Groot Geloofswoordeboek. En Adriel Konig het hierdie boek geskryf, vreeslike naam. Maar in elk geval, kom ons hoor wat sê hy en dan gaan ek vir ons lees Psalm 19 wat so mooi bykom by dit wat hy sê. Algemene openbaring omvat natuur, geskiedenis en gewete. Daar is in die Bybel getuienis dat iets van God sigbaar is in die natuur, ten minste sy krag en sy goddelikheid. Romeine 1 vers 20. Mense aanvaar gewoonlik dat hulle ook iets van sy wonderlikheid in die mooi dinge in die natuur kan sien, in 'n mooi blom of 'n stroompie water. Die probleem hiermee is die natuur is dat daar ook skrikwekkende dinge in die natuur is, soos 'n leeu wat 'n bok doodwurg of 'n tsunami. Op die ou end kies ons dus wat in die natuur vir ons iets van God vertel. Kyk, gister het ons God se almag weer eens gesien. Ons het in riviere gery werk toe, soos wat dit gereën het. Nietemin, dit beteken dadelik dat dit nie hier om 'n duidelike saak gaan nie. Ons het gewoonlik reeds uit die Bybel wat ons van die besondere openbaring vertel, 'n idee van wie God is. En in die lig daarvan besluit ons dan wat ons in die natuur aan hom herinner. Kom ons gaan kyk byvoorbeeld in die geskiedenis. Dis partykeer problematies. Vir baie lank het baie wit mense geglo dat God se hand baie duidelik in die gebeure van die bloedrivier gesien kon word. Allerlei dinge wat hierdie nag voor die slag gebeur het, soos die digte mis, is gesien as 'n duidelike vingerwysing van God se werk, maar almal is nie so seker soos die wat daardeur bevoordeel is nie. Die Zulus, ook die Christen Zulus, was nie so oortuig daarvan nie. Op die ou end moet 'n mens die geskiedenis interpreteer. Baie Duitse Christene het Hitler gesien as 'n godse man in daardie uur. Openbaar God hom ook in die gewete van die mens, nie dat ons gewetes direk die openbaring van God is nie, want ons gewete word bepaal deur ons opvoeding en ons waardesisteem, maar daar is algemene waardes wat omtrent alle mense erken, soos eerlikheid, respek vir ouers. Al pas almal dit nie natuurlik regtig toe nie, is dit algemene erkenning 'n voorbeeld daarvan dat God basiese waardes in mense ingeplant het alle mense 'n basiese godsbesef wat sommige maar net onderdruk. Sover dit bekend is, het alle volke en kulture in hulle vroeë geskiedenis ook gode gehad. Teen die tyd is dit al duidelik dat die gedagte van die algemene openbaring sy eie vrae oplewer, maar dit neem die feit nie heeltemal weg dat daar op 'n manier so iets moet wees nie. As ons glo dat God alles gemaak het, is dit tog vreemd dat daar nêrens enige spore van sy werk is nie, niks wat ons aan hom herinner nie. Dis kan ons eindig waar ons begin het. By Paulus se uitspraak dat ons uit die werke van God kan aflei dat sy krag ewigdurend is en dat hy werklik God is, Romeine 1:20. Al sal ons ook verder met hom moet saamstem dat mense dit van nature onderdruk. Die punt is nou dat hierdie openbaring nie eintlik effektief is nie. Dit bring die mens so ver om God te dien. Dit hoef nie aan die defektiwiteit van die openbaring toegeskryf te word nie, maar eerder aan ons sonde. Van nature skram ons weg van God. Jy hoef nie kinders te leer om te jok of te beklei nie. Jy moet hulle leer om die waarheid te praat en in vrede te leef. Nou kom ons lees Psalm 19 vir die musiekleier, 'n Psalm van Dawid. Die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die ander boodskap uit en die een nag kondig vir die ander kennis aan. Daar is geen spraak en daar is geen woorde nie. Onhoorbaar is hulle stem. Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde en hulle woorde tot by die einde van die wêreld. Vir die son het hy daarin 'n tent gemaak en die is soos 'n bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer. Hy is bly soos 'n held om die pad te loop. Sy uitgang is van die einde van die hemel af en sy omloop tot by die eindes daarvan. En niks is verborge vir sy hitte nie. Kom ons bid saam, julle moet die res gaan lees asseblief. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons oralste waar ons gaan, U kan sien in die natuur.
Here, want u mond het dit gespreek en dit was daar. Die bome, die blomme, die plante, die berge, alles, die water. U het vir die water gesê, gaan tot daan, vir die see gesê, mag jy verder kom nie. Alles het uit u mond uit, is dit gevorm, en moet ons vir dit het geluister vir u, en ons moet ook vir u woorde luister. Here, wees met ons, help ons, sodat ons u wet slaafs sal navolg, en ons sal doen wat u van ons verlang. Ons bid dit in Jesus naam, amen en amen.